Goeiemôre broers en susters, hartlik welkom by die erediens vanoggend. Ons bede is dat die diens vir u almal sal wees tot opbou in die geloof en dat dit bo alles sal wees tot die eer van die Here. Soos gebruiklik het ons nou 'n paar oomblikke stilte waarin ons voorberei vir die erediens. Die wydingslied vanoggend, gesang 8. Ons sing die wydingslied gesang 8 staande en bly dan staan tot na die lofsang. Die lofsang is gesang 29, al 3 die verse. Gesang 29, al 3 die verse ons lofsang. Heilig, heilig, heilig is die Here. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Geliefdes, genade, vrede van God ons Vader, in Christus Jesus ons Here, deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Stay.
Die skrif leer ons, welgeluksalig is die man, o Here, wat u onderrig en wat u leer uit u wet. Luister nou na die wet van die Here, soos dit opgeteken is in Deuteronomium hoofstuk 5. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. En jy mag nie egbreek nie. En jy mag nie steel nie. En jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy diensknegt of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Die skrif leer ons, die Here ken die gedagtes van die mense dat hulle nietigheid is. Ons bely dat ons ook dikwels eie wys ons eie pad na die nietigheid loop. En maak Psalm 36, die eerste vers, elkeen van toepassing op homself in skuldbelydenis. Aan elkeen wat met egte berou sy sonde bely en in ware geloof sy toevlug neem na Jesus Christus as die enigste verlosser uit die sonde, verseker die woord van die Here. By u is vergewing, dat u gevrees mag word. Saam met die kerk oor al die eeue, bely ons nou ons algemene Christelike geloof,
En elkeen spreek in die hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons wy nou opnuut biddend ons lewe aan die Here toe met die sing van Gesang 318, al 3 die verse. Ons lees 2 gedeeltes uit die woord van God, broers en susters. Ons lees uit die Ou Testament, Psalm 94, van vers 1 tot 23. En uit die Nuwe Testament lees ons uit die Evangelie van Johannes, hoofstuk 3, van vers 17 tot by vers 21. Psalm 94 en Johannes hoofstuk 3. Terwyl ons dan nou die woord van die Here oopgemaak het, kom laat ons eers saam bid om die verligting deur die Heilige Gees. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Voor u moet elke knie in ontzag buig en elke tong moet bely dat u God is. Ons buig saam met u kerk oor al die eeue in diep dankbaarheid voor u. Ons dank u en loof u vir u ontferming en u beskerming. In 'n bose en chaotiese land hou u self ons lewens in u hande. Ons bid, Here, dat u ons so in hierdie dae aan die hand sal vashou en so sal lei dat ons u pad sal volg met volharding, sonder huiwering. U het ons hier saamgebring om opnuut na u stem te luister. En u self sê, welgeluksalig is die een wat deur u geleer word. Ons bid, Here, leer ons deur u woord
onderrig ons in u reg, dat ons met woorde en dade en gedagtes tot u eer sal lewe. Wil nou u woord vir ons oopbreek en open, dat ons dit kan hoor, dat ons dit kan begryp, en wil ons ook oopmaak vir u woord, Here, ons harte ontvanklik maak, dat ons dit ons eie sal maak, om daaruit te lewe tot u verheerliking. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Psalm 94. God van wraak, o Here, God van wraak, verskyn in ligglans. Verhef u, o regter van die aarde, vergeld die trotsaards hulle dade. Hoe lank sal die goddelose, o Here, hoe lank sal die goddelose jubel? Hulle smaal, hulle praat onbeskaamd, al die werkers van ongeregtigheid verhef hulle. O Here, hulle verbrysel u volk en hulle verdruk u erfdeel. Hulle maak die weduwee en die vreemdeling dood en vermoor die wese en sê, die Here sien dit nie, die God van Jakob merk dit nie. Let op, o onverstandiges onder die volk en julle dwaase, wanneer sal julle verstandig word? Sou hy wat die oor plant nie hoor nie, of hy wat die oog formeer nie sien nie, sou hy wat die nasies tugtig nie straf nie, hy wat die mens kennis leer. Die Here ken die gedagtes van die mense, dat hulle nietigheid is. Welgeluksalig is die man, o Here, wat u onderrig en wat u leer uit u wet, om hom rus te gee van die dae van teëspoed, totdat die kuil vir die goddelose gegrawe word. Want die Here sal sy volk nie verwerp en sy erfdeel nie verlaat nie. Want die regspraak sal terugkeer tot geregtigheid en al die opregtes van hart sal dit volg. Wie sal vir my optree teen die kwaaddoeners? Wie sal my bystaan teen die werkers van ongeregtigheid? As die Here vir my nie 'n hulp was nie, dan het my siel gou in die stilte gewoon. As ek dink my voet wankel, dan ondersteun u goedertierenheid my, o Here. As my gedagtes binne in my vermenigvuldig, dan verkoop u vertroosting in my siel. Het die regterstoel wat onheil stig met u gemeenskap, wat moeite versin teen u insettinge in? Hulle bestorm die lewe van die regverdige en veroordeel onskuldige bloed. Maar die Here is 'n rotsvesting vir my en my God die rots van my toevlug. En hy laat hulle ongeregtigheid op hulle terugkeer en verdelg hulle in hulle boosheid. Die Here ons God verdelg hulle. Tot sover Psalm 94 uit die Ou Testament. Johannes hoofstuk 3 van vers 17 af. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig toe nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Dit is die woorde van die Here. Gelukkig is elkeen wat dit hoor en daaruit lewe. Wie sal vir my optree teen die kwaaddoeners? Wie sal my bystaan teen die werkers van ongeregtigheid? As die Here vir my nie 'n hulp was nie, dan het my siel gou in die stilte gewoon. Waarskynlik een van die mees indringende vrae waarmee ons te make het as
mense wat in hierdie wêreld leef, is die vraag, wie het die laaste sê oor ons lewe, oor ons wêreld, die bose of die goeie, die kwade of dit wat reg is, die duiwel of God self. Die oomblik wanneer 'n mens die vraag vra, broers en susters, dan kom jy te staan voor die moeilike vraagstuk van onreg en van swaar kry en van ellende in die wêreld. Is daar 'n antwoord daarop? Mense wat nie met God rekening hou nie, die antwoord gemaklik. Hierdie lewe is al wat ons het. En as ons hier klaar gelewe het, dan is ons dood en dan is daar niks meer verder nie. Maar as dit die antwoord is, broers en susters, dan is hier die lewe van die begin tot die einde een groot stuk boosheid. Die geloof antwoord anders. Wie God nie ken nie, wie hom verag en hom aan God en sy woord nie steur nie, het geen antwoord op die onreg in hierdie wêreld nie. Wat beteken dat die meeste mense dan na hulle oordeel in hierdie wêreld sou swaar kry, verontreg sou word, allerhande ellendes beleef, sonder sin, sonder betekenis, dat dit nou maar is soos wat dit is, en dit moet jy nou maar aanvaar. Maar die Christelike geloof sê anders. Daar is natuurlik ander gelowe, wat beloof daar's 'n hemel, en jy kan dit verdien deur reg op te tree, maar nie een van al die ander gelowe sê, dat as daar aan jou onreg gedoen is in hierdie wêreld, is daar 'n uiteindelike regspraak. Sal iemand jou saak behartig nie, behalwe die Christelike geloof. In die land waarin ons lewe, in die dae waarin ons bevind, is dit 'n baie belangrike troos wat ons as gelowiges het. Dat hierdie land en hierdie tyd nie uitgelewer is aan die bose, en dat die kwaad en die onreg en die verwoesting wat ons beleef nie die laaste sê sal hê nie, want God regeer. En die God wat regeer, is die God van lewe, en hy het die laaste woord. Psalm 94, broers en susters, worstel met hierdie vraag, as daar dan nou onreg gepleeg word teen iemand in hierdie wêreld, wie sal vir hom intree? Hy leef in 'n tyd waarin die regspraak by die tempel, waar die priesters die wil van God moes bekend maak, en ook die reg moes leer aan die mense, waar dit in duie gestort het. Waar die regspraak in die poort nie meer is volgens die wil van die Here nie. Die mense wat die reg moet spreek, die het net hulle eie belang en hulle eie voordele op die oog, want sê hulle, God hoor tog niks, en God sien tog niks. God is eintlik nie daar nie, God is afwesig, en ons hoef ons nie aan hom te steur nie. Daarom kan ons doen wat ons wil en maak soos ons dit goed vind, en daarom verhef hulle self. Daarom beledig hulle, smaal hulle, daarom werk hulle die ongeregtigheid, sonder dat hulle 'n oomblik omgee wie hulle vertrap, en wie onder hulle juk kom. Dit klink nie vir ons onbekend nie, broers en susters. Die land waarin ons leef, het die reg ook in duie gestort. Professor Koos Molang het lank al aangedui dat daar hier twee soorte reg is.
Een vir swart en 'n ander een vir wit. Maar 'n mens moet ook sê, daar is twee soorte reg. Een vir die wat in die regering is en een vir die wat nie daar is nie. Een vir die wat sonder grense en sonder perke steel en bedrieg en korrupsie pleeg. En een vir die mense wat dit aan die kaak stel. Want die wat steel en bedrieg en korrupsie pleeg, hulle verhef hulle self asof hulle bo kan die reg is. En die wat dit aan die kaak stel, hulle lewe word bedreig, hulle word selfs vermoor sonder dat daar iets aan gedoen word. Ons leef waarskynlik in die land waar mense die minste kan vertrou op die reg en die regstelsel. Miskien die mees gewelddadige land in die wêreld. 84 moorde per dag. 'n geweldsmisdaad teen 'n persoon elke paar sekondes. En die kanse dat jy met moord sal wegkom in die land is amper 90%. 12% van alle moorde wat aangemeld word en ondersoek word, vorder daarom tot in 'n hof. Die ander, bykans 90%, sien nooit 'n aangeklaagde of 'n beskuldigde nie. En in die land leef ons. En is die vraag nou ook baie duidelik, wie sal vir ons intree? En ons ervaar dit, broers en susters. Ons ervaar dit, dat wanneer iemand in 'n regeringsposisie is, of 'n leiersfiguur is, en hy is swart, dan kan hy misdaad pleeg en 25 jaar of meer verloop, en dan is daar nog nie 'n hofsaak nie. Hy kan 'n kriminele oortreding pleeg, en dan verloop daar 7 jaar voor daar uiteindelike uitspraak kom. En dan, as die uitspraak gemaak is, word die vonnis nog weer uitgestel vir 'n verdere 6 maande. Maar as 'n blanke net die K-woord gebruik, of sy vinger na iemand wys, dan is hy spoedig, as hy nie in die hof is nie, voor een of ander kommissie, moet hy groot boetes betaal en beland selfs in die tronk. Wie sal vir ons intree? Wie sal optree teen die kwaaddoeners? Wie sal my bystaan teen die werkers van ongeregtigheid, wanneer die hele regstelsel in duie gestort het? En die antwoord, broers en susters, wat Psalm 94 gee, in 'n tyd toe dit ook in sy samelewing gebeur het, is dat die Here self die reg handhaaf. Want dit is nie waar dat die Here nie sien nie. En dit is nie waar dat die Here nie hoor nie. Daarom sy waarskuwing en sy oproep, wat ons ook maar aan die maghebbers in ons eie land kan maak. Hoe lank wil julle nog so onnoosel optree? Weet julle dan nie dat die Here sien wat julle doen nie? Begryp julle nie dat hy hoor wat julle praat nie? Verstaan julle nie dat hy die regter is van die aarde en dat hy alle dinge onder sy beheer het, ook julle onreg nie? Sien julle dit nie in nie? En vir ons is dit tot geweldige troos om te weet, maar dit is die koning wat die reg handhaaf, wat ook vir ons reg intree en sal intree. En dan is daar 2 aspekte daaraan, broers en susters. Die een moet 'n mens baie goed begryp.
Ons praat maklik oor hoe vreeslik sleg dit gaan en hoe die reg in duie gestort het en watter ellendes ons alles beleef in hierdie land. Maar begryp ons self nie, dat as die Here werklik sy hand van ons terugtrek, stort alles in 'n oomblik totaal in duie nie. Met groot dankbaarheid moet ons elke dag weer sê, ten spyte van alles wat die mense doen, mense wat geen agting vir God het nie, geen respek het vir sy woord nie, wat geen respek het vir die reg nie, wat onreg pleeg en verwoesting aanrig, ten spyte van alles wat hulle doen, hou die Here nog steeds hierdie land in stand. Staan hy nog steeds tussen ons en totale ondergang, want die Here laat nie toe dat die werk van sy hande vernietig word nie. Ons moet steeds begryp, broers en susters, dat die Here oor hierdie land regeer, ook in hierdie dae, onder hierdie omstandighede. Hy laat dit toe, maar hy laat nie toe dat dit die laaste woord sal hê oor sy volk, sy mense, oor sy handewerk nie. En dat hy dit nie toelaat nie, is die boodskap van die skrif, is die boodskap van die Bybel. En dis die tweede aspek waarna ons moet kyk. God is steeds hier om te regeer, maar hy regeer op sy manier. Hy regeer as God en hy is nie 'n mens nie. Daarom as Adam en Eva daar in die paradys God se woord verwerp, as hulle die werk van die bose begin doen, dan gee God hulle nie oor aan die dood en die vernietiging nie. Inderdaad, sê God, as julle van daardie boom eet, sal julle sekerlik sterwe. En sy woord word waar. Maar daardie sterwe het nie die laaste woord nie. God laat nie die werk van die bose en die dood wat daarmee gepaard gaan toe om sy handewerk te vernietig nie. Daarom gaan haal hy vir Adam en Eva agter hulle sondebome uit. Daarom gee hy vir hulle die belofte van die een wat die slang se kop sal kom vermorsel. Die een wat kom en sê ek het gekom om die wet en die profete te vervul, om God se reg te handhaaf, om God se koninkryk te vestig, die koninkryk waarvan die fundament reg en geregtigheid is. En God hou steeds sy hand oor hierdie skepingswerk en hy laat nie toe dat die bose hierdie werk vernietig nie. Daarom kan die bose wat ook in ons tyd, in ons land, in ons dae so verskriklik te kere gaan, nie die werk van God tot 'n einde bring in hierdie land nie. Sal hy dit ook nie kan doen nie. Want God self tree vir ons in. En hoe tree hy vir ons in? Hy stuur sy eie seun. Nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld gered kan word. Soos in die paradys laat hy nie toe dat die dood en die bose en die sonde, die onreg wat ons pleeg, die laaste woord sal hê nie. Maar die verlossingswerk van God die laaste woord sal hê. En nou kom die Here Jesus en hy neem die onreg van mense op sy skouers. En die oomblik as ons dit sê, broers en susters, dan moet ons na onsself in die spieël gaan kyk. Want wie van ons handhaaf God se reg? Wie van ons
tree nie ook maar dikwels so op dat ons dink die Here sal dit nie sien nie. Die Here sal nie daarvan weet nie. Daar is nie een van ons wat nie onder God se oordeel hoort nie. Maar God sê, kyk hoe handhaaf ek my reg. Ek vat my seun, ek maak van hom sonde, en ek straf die onreg en die verkeerdheid aan hom, sodat elkeen wat in hom glo, nie veroordeel word nie, maar gered word. Elkeen wat glo, dat ek ten spyte van my verkeerdheid, deur God gegryp is. Toe ek my onreg pleeg, toe ek teen God in opstand kom, wie het vir my ingetree? Wie het opgetree teen die kwaad wat ek gedoen het, en my bygestaan in die ongeregtigheid wat ek gepleeg het? As die Here my nie gehelp het nie, was ek lankal in die graf. Maar nou het die Here Jesus gekom, en hy het my gehelp. En elkeen wat glo dat Christus my straf gedra het, hy word gered. Daarom het God nie nodig om te veroordeel nie. Want elkeen wat God se hand wegklap, elkeen wat in hoogmoed sê, ek het Jesus nie nodig nie, elkeen wat homself groot aandoen en sê, ek kan lewe soos ek wil, God sien nie en God hoor nie en ek steur my nie aan God nie, het homself klaar veroordeel. God hoef hom nie te oordeel nie, hy het dit self klaar gedoen. En nou sê die Christelike geloof, aan die einde van die tyd sal dit duidelik word. Wanneer Jesus weer kom, is dit merkwaardig dat die Bybel nie sê, hy kom sluit die poorte van die hemel oop nie. Dat die Bybel nie sê, hy gee vir ons opnuut die boom van die lewe toegang daartoe nie. Maar wanneer hy kom, dan kom hy om te oordeel. Dan kom hy as die regter. Dan kom hy as die een wat in die openbaar my saak hanteer. Dus hoekom die apostel Paulus kan sê, ons sien met reikhalsende verlange uit na die openbaarmaking van die kinders van God. Want wanneer die Here Jesus kom, dan sal dit duidelik word, elkeen wat in hom glo, is die een wat God se reg gehandhaaf het. Hy is 'n burger van God se koninkryk. En elkeen wat nie in hom glo nie, hy het homself in die poel van vuur gewerp. En so word ons saak voor God, deur God behartig, wanneer elke knie voor Jesus sal buig, en elke tong sal bely dat hy God is. In die land waarin ons woon, is dit nog al belangrik, broers en susters, dat wanneer 'n plaasmoordenaar nie opgespoor word nie, of wanneer hy opgespoor word en die dossier raak weg, sodat hy vry uitloop, 'n mens sal begryp, hy het nie losgekom nie. Hy staan steeds voor God se regbank, en daar sal hy verantwoording doen, want God handhaaf die reg. En moet ons ook in hierdie land voortdurend weer die kwaaddoeners en die misdadigers bly toeroep, bekeer julle, keer tot God,
want hy handhaaf die reg. As jy dink jy kom weg met moord en doodslag en verkrachting en korrupsie en bedrog en diefstal, gaan dink weer. God sien dit en God weet dit. As jy wil loskom, vat jou onreg na die Here Jesus toe. Gaan buig voor hom. Gaan smeek hom om genade, dat hy jou straf sal dra. Maar as jy hom verag, as jy hom verwerp, as jy na sy woord nie wil luister nie, dan sal jy die gevolge daarvan dra. In hervormingsmaand, broers en susters, is dit nogal belangrik dat ons weer hierdie boodskap hoor. Want dit is 'n boodskap van troos in verskriklike tye. Veral in Frankryk is daar in die tyd van die hervorming Hugenote of protestantse gelowiges op 'n verskriklike manier doodgemaak. Hulle is verbrand en op die brandstapels het hulle gesing. Hulle het nie in opstand gekom, geraas en gevloek nie. Hulle het hulle beroep op die regter van die regters. Die Heer sal opstaan tot die stryd. Hoog bo die onreg wat hier woel, staan God se ewige regterstoel. Want ons kan ons eie reg nie handhaaf nie. Maar in hierdie wêreld lei God ons op sy pad. En in die ewigheid handhaaf hy ons reg. Daarom word ons geroep om hom te volg. Om so te lewe dat ons in die lig sal lewe en daarmee sal verkondig in hierdie verskriklike land, in hierdie donker tye. Jesus is die koning en Jesus is die regter. Erken hom en gaan leef in gehoorsaamheid aan hom. Dan sal hy jou reg handhaaf. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U, Here, dat U vir ons die sekerheid gee, dat die onreg van hierdie wêreld nie by U verbygaan nie. Onreg wat gepleeg word, die neem U, plaas dit op die skouers van U eie seun. Vir elkeen wat sy toevlug tot Jesus Christus neem, is die vonnis daarmee uitgedien. En vir elkeen wat U verwerp en verag, staan steeds onder sy eie skuldlas. Nou bid ons, Here, laat ons in hierdie verskriklike tye die troos daarvan ervaar, dat ons die pad van die lewe loop. Dat die laaste woord oor ons bestaan, die woord is voor die groot wit troon, waar elkeen wat in U glo vrygespreek word en die heerlikheid ingaan, en elkeen wat U verwerp, die ewige verdoemenis. Lei ons so, o Here, dat ons die pad sal loop, wat in waarheid na die lewe toe voer. En laat ons ook in hierdie wêreld dit steeds uitbasuin. Nie die kwaad en die onreg en die bose en die selfsug van mense het die laaste woord nie. Die laaste woord behoort aan U. En dit kom wanneer U bekend maak wie U kinders is. Ons bid, Here, lei ons in hierdie tyd, dat ons dade in die lig gedoen sal word, omdat ons aan U behoort.
Ons bid vir hierdie land, in hierdie droewe tye waarin ons ons bevind. Wil u, o Here, vir ons 'n owerheid gee wat u ken, wat opnuut u wil soek om dit te doen. Maar meer as dit, bid ons, kom Here Jesus. Ja, kom gou. Bring die nuwe hemel en die nuwe aarde. Laat ons ingaan in u ewige koninkryk, waar daar geen trane is en geen droefheid meer is en geen onreg meer is nie. Waar ons u kan loof en prys, saam met al die wesens wat u gemaak het in ewigheid. Ons bid, Here, vir u kerk. Laat u kerk tog u woord suiwer en kragtig bly verkondig. Laat ons steeds die wêreld roep om uit die dood oor te gaan na die lewe, deur God se wil te soek en te doen. Ons bid, Here, vir almal wat in een of ander nood verkeer. U ken elke hart en u ken elke huis. Wil u daar wees waar daar siekte is, waar daar langdurig stryd gevoer word met ongesteldheid. Wil u ook daar, o Heer, beterskap en genesing bring. Ons bid ook daar waar onverskilligheid en afvalligheid is, dat u tugtend inkeer en bekering sal bewerk. Ons bid vir hulle wat wanhopig geword het, dat u hulle sal bemoedig en versterk. Ons bid, Here, dat u ons aan die hand sal gryp en sal lei op die pad na die lewe toe. En dan erken ons voor u ons sonde. Ons bid, Here Jesus, neem dit op en bedek dit met u bloed. En kom, o Heilige Gees, maak ons oorwinnaars oor elke verleiding en elke versoeking van die bose, dat ons kan lewe as waardige burgers van u koninkryk tot eer van u naam. Amen. Ons sing ten slotte, broers en susters, Psalm 68. Ons sing die eerste en die derde vers van Psalm 68 ten slotte. O
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u almal bly. Amen.